En amen. Jy kan eens 'n plek neem, baie dankie. Geliefdes, ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Efesiërs 5 vers 14, daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ons is besig om te praat oor ontwaak, ontwikkel en ontmoet, en spesifiek praat ons oor ontwikkeling. En om te ontwikkel, vanoggend moet ek my beklee met Christus. Beklee jou met Christus. Romeine 13 vers 13 sê, laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Nie in brassery of dronkenskap, nie in ontug of ongebondenheid, nie in twis en neidigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus. En maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Paulus kom hier in hierdie gedeelte en hy praat spesifiek oor optrede en dan bring hy kledingstukke daarmee in verband. Nou ons moet baie mooi in gedagte hou dat kledingstukke in 'n koninkryk waarvan ons deel is en in 'n koninkryk waarvan Paulus deel was kleredrag 'n baie belangrike status simbool. En kon jy sien deur net mense se klere wat hulle aan het, kon jy sien, is hulle Romeine soldate, is hulle fariseërs, is hulle sadiseërs, is hulle ryk mense of is hulle slawe? Jy kon dit baie duidelik sien net aan die manier wat hulle aangetrek het. Daarom sien ons ook in die verhaal van die verlore seun, toe die verlore seun terugkom in die huis, is die eerste ding wat die pa vir hom sê is, trek vir hom die beste kleed aan. Want klere het gespreek van status. Vandag maak dit nie saak nie of jy nou wat se werk ook al doen, ons almal dra jeans en loop met 'n T-shirt en jy weet nie regtig of is hierdie oue dokter of is hierdie oue plammer of is hierdie oue onderwyser. Jy weet nie vandag nie, want ons trek nie vandag meer volgens status aan nie. Maar in hierdie wêreld en in die koninkryk was dit baie baie belangrik. En nou kom Paulus en hy sê as kinders van die Here, as 'n koninklike priesterdom, as 'n uitgesoekte volk van die Here, moet ons onsself op 'n sekere manier beklee. Nou die tweede aspek van klere is, dis wat mense sien. En in my geval is ek maar dankbaar is wat mense kan sien. Want anders gaan julle my groot maag dalk vanoggend sien. Maar dis wat mense, as mense na jou kyk, sien hulle jou klere. Hulle sien nie jouself nie, hulle sien jou kop en hulle sien jou klere. En daarom praat hy begin, hy sê, laat ons welvoeglik wandel. Dit praat van optrede. En as hy hier sê, ons moet onsself beklee met Christus, praat dit van 'n sekere manier wat ons onsself moet handhaaf in die samelewing, sodat wanneer mense na ons kyk, hulle Christus kan raak sien. Nou ek het vanoggend 'n klomp aspekte hier, waar ons onsself moet beklee met Christus. In die eerste plek, beklee jy met Christus se gesindheid. Gesindheid is so 'n belangrike faktor in ons wêreld. As mens is ons gesindheid een van die grootste dryfkragte wat ons in ons lewens sal hê, ons gesindheid. Twee mense kan dieselfde huis bly, hulle kan dieselfde ervaring hê, maar hulle gesindhede verskil, so hulle beleef die wêreld heeltemal verskillend. En daarom kom die Bybel en hy sê vir ons dat ons moet die gesindheid van Christus hê. As ons as kerk almal onsself met Christus beklee, en spesifiek met sy gesindheid beklee, sal ons almal, alhoewel ons meters van mekaar verskil, sal ons almal in een rigting kan loop en eensstemmig kan wees. Filippense hoofstuk 2 vers 5 sê, hy sê, want hierdie gesindheid, nie enige gesindheid, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dan beskryf hy dit, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. In ander woorde, hy het homself met menslikheid beklee. Kom aan, die Bybel sê ons moet onsself met Christus beklee, want hy het homself eers met menslikheid beklee. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. En daarom het God hom uitermate verhoog en 'n naam gegee bo elke naam. Jesus is vir ons 'n voorbeeld van wat dit beteken vanoggend om kind van God te wees.
Bill Johnson sê altyd dat Jesus Christus is perfekte teologie. As jy 'n vraag het oor wat jy moet glo, kyk na Jesus. As jy nie weet wat in 'n situasie te doen nie, hoor wat het Jesus gedoen of kyk hoe het hy opgetree. Jesus is perfekte teologie. Nou sy gesindheid, Jesus het 'n sekere gesindheid geopenbaar. Nou as ons praat van klere, elkeen van ons het vanoggend voor 'n klerekas gestaan en ons het besluit wat ons gaan aantrek. Nou as die Bybel sê ons moet onsself beklee met Christus, beteken dit dat ons het 'n keuse. In hierdie geval het ons die keuse, watse gesindheid gaan ek openbaar in 'n gegewe situasie. Die keuse lê by ons. Dis beskikbaar, maar die keuse lê by ons en daarom sê Paulus, beklee julleself met Christus. Dis iets wat ek moet doen, dis nie iets wat iemand vir my kan doen nie. Dis nie iets wat die Here vir my kan doen nie. Hy gee vir my die kleed, maar ek moet hierdie kleed aantrek. Ek moet hierdie gesindheid ontvang. Ek moet hierdie gesindheid openbaar en ek moet kies om dit te doen. In Kolossense 3 vers 9 sê, lieg nie meer vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy lewe, of met sy werke afgelê het, julle die ou mens uitgetrek. Hy sê, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word, tot kennis na die beeld van sy Skepper. Om myself met Christus te beklee, moet ek Christus ken. Om myself met Christus se gesindheid te klee, moet ek Christus se gesindheid verstaan. En daarom is dit so belangrik dat ek tyd sal spandeer in die woord van die Here, dat ek Jesus kan leer ken. Ek kan nie vanoggend sê dat ek bewonder Karen se gesindheid teenoor die lewe en ek wil daardie gesindheid wil ek in my lewe ook openbaar, maar ek ken haar nie. As ek haar nie ken nie, kan ek haar gesindheid nie ken nie en kan ek ook nie haar gesindheid neem en my eie maak nie. Maar as ek tyd met haar spandeer en ek ken haar en ek sien hoe funksioneer sy binne hierdie gesindheid, dan kan ek daardie gesindheid, kan ek my eie gesindheid maak, want gesindheid is iets wat ek kan verander. Dis nie iets wat aan jou ingebore word nie. Gesindheid is iets wat ons aanleer. Gesindheid is iets wat ons aanleer, ons kan dit verander. En daarom sê hy, beklee jou. Lê die ou mens af, lê die ou gesindheid af en beklee jou met 'n ander ingesteldheid, 'n ander gesindheid. 'n Ander woord vir gesindheid is ingesteldheid. Nou ek kom agter hoe meer tyd ek met die Here spandeer, hoe meer tyd in sy woord spandeer ensovoorts, begin ek die wêreld anders te sien, begin ek 'n ander perspektief kry op die lewe en verander my ingesteldheid teenoor die lewe. Dis 'n proses. Dis 'n proses. Maar is baie duidelik, die Here sê dat hierdie gesindheid moet in ons wees. Hierdie gesindheid moet ons openbaar. So, in die eerste plek, beklee jou met Christus se gesindheid. Tweede ding wat baie belangrik is, beklee jou met Christus se karakter. Weereens, hierdie goed kan ek net doen as ek tyd spandeer met die Here en ek leer dit ken. Want hy sê hier in hierdie gedeelte in Kolossense, as ek dit kan teruggaan na Kolossense 3 vers 10 toe, hy sê, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Hierdie aantrek van Christus, hierdie bekleed met Christus, kom deur kennis van hom. Dit gaan nie oor kennis nie, dit gaan oor kennis van hom. En so, hoe meer ek kennis van die Here kry, hoe meer kan ek myself daarmee bekleed, ook met sy karakter. Hy sê in Kolossense 3 vers 12, hy sê, beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, en lankmoedigheid. Nou hierdie is dieselfde karaktereienskappe wat genoem word in Jesus se gesindheid. Maar dit is deel van sy karakter, dit is deel van wie die Here is. Nou as die Bybel vir my sê hy sê ek en u het as kinders van die Here vanoggend is een gees met Christus. Nou as ek een gees met Christus is, beteken dit sy gees en my gees is een vanoggend. Dit beteken dat ek sy karakter binne in my dra. Maar ek moet kies of ek daardie karakter gaan openbaar en of ek gaan die geleentheid vir die Heilige Gees gee om daardie karakter in my en dan ook deur my na buite te openbaar. Hy sê in vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergewe het. Voorbeeld, soos Christus
julle vergewe het, so moet julle ook doen. Dieselfde gesindheid moet in ons wees, maar ook dieselfde karakter. Jesus het 'n sekere karakter geopenbaar in die woord. En een van daardie karaktereienskappe, behalwe van die nederigheid, die sagmoedigheid, die langmoedigheid, wat deel is van sy gesindheid, is ons ook 'n God wat vergewe. Jesus vergewe en hy sê, as jy die karakter van Jesus wil openbaar, moet jy leer om te vergewe. Vergifnis is 'n ding waaroor ons baie praat, maar is 'n ding wat ons baie keer min doen. Vergifnis is so belangrik. Is so belangrik dat ons sal besef dat die Bybel vir ons sê dat as ons nie vergewe nie, kan die Here ons nie vergewe nie. Ons kan nie met onvergewensgesindheid loop nie. Dis volgens se preek nie, maar dit is so belangrik dat ek myself sal beklee met vergifnis. Want dis wie die Here is, dis deel van sy karakter. Ek beklee myself met vergifnis. As mense na my kyk, as mense my ken, sal hulle weet ek is iemand wat vergewe. Hoekom? Want die karakter van Christus is in my en ek het myself beklee met daardie karakter. Kan ek net weer sê, klere gaan oor die uiterlik, dit gaan oor dat mense kan sien. So as ek my beklee met vergifnis, met mense dit kan sien. As ek my beklee met nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid en goedertierenheid, dis goed dat ek openbaar wat mense kan sien. Galasiërs 5 vers 22 is nog 'n deel van Christus se karakter. Hy sê maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Besef u vanoggend dat al hierdie karaktereienskappe is reeds in jou. As die Gees van die Here vanoggend in jou woon, soos hy doen, en is die vrug van die Gees, dan is hulle reeds daar. Al wat ek moet doen, die Bybel sê vir ons hierso in Filippense wat ons gelees het, die Here het homself ontledig in die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Hy het homself verneder, hy het homself ondergeskik gestel aan die wil van die Here, sodat die Gees van die Here, net soos in ons lewe, sodat die Gees van die Here deur hom kan funksioneer en daardie karakter kan openbaar. Die karakter van Christus is die Heilige Gees. Kom en ek gaan diep volgens, maar ek wil hê jy moet hoor. Die karakter van Jesus Christus is die Heilige Gees. En daardie selfde Gees, die Bybel sê, die Vader het die Gees van sy Seun in ons harte uitgestort, so daai selfde Heilige Gees is in ons, daai selfde karakter is reeds in ons. Die probleem kom in by Efesiërs 2 vers 6 en 7, waar die Bybel sê dat Jesus homself verneder. Hy het homself verneder, met ander woorde, hy het die vlees afgelê, sodat die Gees van die Here deur hom kon werk. Maar vanoggend, as ek wil ontwikkel in my verhouding met die Here, moet ek my beklee met Christus se karakter. 2 Petrus 1 vers 4 sê, hy sê, waardeur ons die grootste en kosbare beloftes ontvang het, sodat julle daardeur, luister mooi, sodat julle deur die beloftes deelgenote kan word aan die goddelike natuur. Nadat julle verdorwenheid ontvlug het, met ander woorde die ou mens uitgetrek het en julle met die nuwe mens bekleed. As ek met die nuwe mens bekleed ek bekleed ek myself met die goddelike natuur. Jesus se goddelike natuur word my natuur. Wanneer ek myself bekleed met sy karakter. En die Bybel sê hoe dit gebeur is deur die beloftes. Mense, ons dink beloftes is net daar sodat die Here vir ons moet voorsien. Nee, die beloftes is daar sodat ons die goddelike natuur van Jesus Christus in hierdie wêreld kan openbaar. Kolossense 3 vers 14, hy sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaakte is. Beklee julle bo dit alles. Nou ja, ons gaan nou weer begin, in die wintertyd gaan ons weer begin om lae aan te trek. Ja, dis 'n hemp en dis 'n baadjie en dis 'n jas en so voort. Hy sê maar, bo oor dit alles. Maak alles toe met liefde. Dit moet die motiverende krag wees. Dit moet die grootste, die sterkste motiverende krag in ons lewens wees. Die liefde, en weer eens, die Bybel sê vir ons dat die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons woon. So hierdie goed, hierdie gesindheid en hierdie karakter waarvan ons vanoggend praat, is nie iets wat ek moet verkry nie, dis net iets wat ek moet openbaar, iets wat deur my moet vloei, iets wat die Here reeds in my geplaas het. So beklee jou met die gesindheid van Christus, beklee jou met die karakter van Christus. Nommer 3, beklee jou met Christus se krag. Beklee jou met Christus se krag. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea,
Samaria en tot die uiterstes van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So die Heilige Gees openbaar die gesindheid van Jesus, die Heilige Gees openbaar die karakter van Jesus en die Heilige Gees is die krag van Jesus Christus. Beklee jou met die krag van Jesus Christus. In Romeine 8 vers 11 sê, hy sê, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Ek en jy het vanoggend dieselfde krag. Luister net mooi, dink net vir 'n oomblik daaraan. Ek en jy het vanoggend dieselfde krag wat nodig was om Jesus uit die doderyk uit te haal en lewend te maak en in die regterhand van die Vader te gaan sit. Daai selfde krag is vanoggend in my en jou. Dis bo my begripsvermoë. Dit kan net kom deur openbaring. Net die Heilige Gees kan dit aan ons openbaar vanoggend. Daardie krag wat gesê het, storm, wees stil. Daardie krag wat oë gevorm het uit modder uit. Ons het laasweek gepraat oor die verandering wat Jesus bring. Daardie krag wat die verandering bring, is die Heilige Gees. Daardie Heilige Gees is in ons. Daardie krag is vanoggend in ons. Ons hoef nie vanoggend kragteloos te wees nie. Ons hoef nie vanoggend kragteloos te wees nie. Ons kan vanoggend kragtig wees in die Here. Want sy krag woon vanoggend in ons. In 2 Petrus 1 vers 3. Hy sê, sy goddelike krag, hierdie Heilige Gees wat in ons woon. Hierdie is eintlik 'n Pinksterdiens vanoggend. Hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Alles geskenk, al die krag gegee, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Weereens, dit kom deur kennis van wie Jesus is. Kom hierdie krag in my. Die Bybel sê, sy goddelike krag, hierdie goddelike natuur wat in ons is, hierdie krag het ons alles gegee. Nie gedeeltelik nie. Nie hier en daar nie. Het ons alles gegee wat tot die lewe en godsvrug dien. So met ander woorde, die krag van die Heilige Gees wat in ons is genoeg vir ons om ons oorwinning te gee in elke situasie waarin ons is. En is ook kragtig genoeg om Jesus natuur in en deur ons laat funksioneer. Wow. Daardie krag is vanoggend in my en in jou. In Romeine hoofstuk 15 vers 13 sê, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Deur die krag van die Heilige Gees. Ek en jy het vanoggend iets waarvan die wêreld nie weet nie. Ons het vanoggend iets wat die wêreld nie het nie. Ons het vanoggend die krag, die opstandingskrag van Jesus Christus. Die krag van die Heilige Gees is vanoggend in ons. En daarom kon Smith Wigglesworth daai jare sê, hy sê ek is 1000 keer groter in die binnekant as in die buitekant. Hy het geweet hoe homself met Christus te beklee. Kom ons kyk net gou na Efesiërs eers, dan gaan ons verder. Efesiërs hoofstuk 1. Hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is in ons wat glo. Die Afrikaanse vertaling sê vir ons wat glo, maar die oorspronklike vertaling sê in ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte. Die uitnemende grootte van sy krag in ons wat glo, na die werking van sy krag en sy sterkte. Wat is die krag en sy sterkte? Is die krag van die Heilige Gees. Dis vanoggend vir my en jou beskikbaar. Ons kan vanoggend in oorwinning lewe. Ons kan vanoggend die wysheid van die Here besit. Ons kan vanoggend die liefde van die Here openbaar. Ons kan vanoggend sy karakter uitleef. Ons kan vanoggend sy gesindheid openbaar omdat die krag, die Heilige Gees van God in ons woon. Kan ek net een amen kry? Dankie broer. Nommer 4. Nou hieroor wil ek eintlik 'n hele preek doen, maar kom ons kyk net vinnig daarna vandag. Beklee jou met Christus se geregtigheid. Dis baie belangrik. Die woord geregtigheid in ons samelewing word nie regtig meer baie gebruik nie. Regverdigmaking gebruik ons dalk nog, maar dit beteken om reg te wees met die Here. Om voor die Here te kan staan sonder 'n gevoel van oordeel of minderwaardigheid of skuldgevoelens. Dis wat hierdie woord beteken. En die Bybel sê vir ons dat as mens, al is ons hoe goed,
al dink ons in onsself, is ons hoe goed voor die Here, sê die Bybel vir ons, dat ons geregtigheid as mens is soos 'n besoedelde kleed. So daar's niks wat ek en jy kan doen vanoggend om reg voor die Here te kan wees nie. Ons kan niks doen om ons verhouding met die Here reg te maak nie. Dis slegs deur Jesus Christus se bloed en deur sy prys wat hy betaal het aan die kruis, dat ons vanoggend reg kan wees met die Here, en dit dan ook wat ons is. In Psalm 132 vers 9, hy sê, laat u priesters bekleed wees met geregtigheid. En laat u gunsgenote jubel. Ek wil die aandag vestig, laat u priesters bekleed wees met geregtigheid. Nou, in die Nuwe Testament sê die Bybel, dat ons is die Here se koninklike priesterdom. In die Nuwe Testament is ons die priesters in die koninkryk van God. En die Bybel sê, laat die priesters met geregtigheid bekleed word. Nou in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21, kom ons kyk net gou daar, 2 Korintiërs 5 vers 21, hy sê, want die Here, Vader, het hom Jesus, wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak. OK? Sodat ons kan word, of gemaak word, die geregtigheid van God in hom. Net soos Jesus sonder sonde was, en nie sondig kon word nie, maar die Vader hom sonde gemaak het, so kan ons as mens niks doen, om geregverdig te word, of reg te kom, voor die Here nie, ons moet reg gemaak word. Nou kom ek, gee net vir 'n voorbeeld. O Frans Strauss het jare terug, het hy hierdie preekstoel vir my gemaak. Hy het hom gemaak as 'n preekstoel. Nou ek kan hom vanoggend nie regtig gebruik as iets anders nie, want hy het hom as 'n preekstoel gemaak. Ek lê by my bly. Hy het hom as 'n preekstoel gemaak. Nou die Here het ons in Christus Jesus regverdig gemaak. Hy het ons herskep in Christus Jesus, en ons het geword die geregtigheid van God in hom. Dis iets wat die Here vir ons gedoen het, wat ons net moet aantrek, waarmee ons osself moet beklee. Want die Bybel sê vir ons in Openbaring, ons gaan geklee word met 'n wit kleed, die wit kleed van geregtigheid. In die Gees moet ons dit reeds onsself daarmee beklee. Die Bybel sê vir ons verder hier, in Romeine hoofstuk 5 vers 18, daarom dan, net soos deur die misdaad van die een, vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook deur die een daad van geregtigheid vir alle mense, tot regverdigmaking van die lewe. In ander woorde wat dit sê is, deur die een mens, Adam, het daar sonde in die wêreld gekom, en ons almal is sondig as gevolg van Adam se val, net so het Jesus Christus gekom, hy is nou regstaande met die Vader, en omdat hy nou regstaande met die Vader is, en ons in hom is ons ook volgens nou regstaande met die Vader. Die geregtigheidsboodskap moet ek en jy verstaan. Ons verstaan vanoggend wat Jesus vir ons gedoen het, want andersins sal ons altyd deur die vyand mislei word. Ons sal altyd 'n victim wees van die vyand, sy aanvalle en sy leuns oor ons lewens, as ons nie verstaan wat geregtigheid is en wat dit beteken nie. In Romeine hoofstuk 5 vers 17 sê hy sê, want as gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, luister baie mooi, veel meer sal hulle wat die oorvloed genade en die gawe, die geskenk van geregtigheid ontvang en die lewe heers deur een Jesus Christus. Die gawe van geregtigheid word ontvang, dis 'n geskenk. Dis nie iets wat ek kan verdien nie, dis nie iets wat ek kan doen om dit te kry nie. Nee, ek ontvang dit eenvoudig net, want Jesus het die prys daarvoor betaal. Nou luister net gou 'n paar beloftes. Want ons lees baie keer hierdie goed in Spreuke en in die Psalms, en ons besef nie ons is daai regverdige of geregtige mens waarvan die Bybel praat, en dan ontvang ons hierdie beloftes. Maar kyk, luister net Spreuke 10 en dan so 1 of 2 versies in Spreuke 11. Spreuke 10 vers 3. Die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. Vers 6. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Vers 7. Die nagenas van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Vers 11. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Vers 20. Die tong van die regverdige is soos uitgesoekte silwer, maar die hart van die goddelose is min werd.
10:21. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. 25. Wanneer die stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie, maar die regverdige is vir ewig gegrondves. Dit gaan net so aan en aan. Vers 30. Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie. Vers 31. Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit. Vers 32. Die lippe van die regverdigheid weet wat gevaarlik is vir die Here. Spreuke 11 vers 8. Want hy sê, word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek. In vers 30, dan die vrug van die regverdige is 'n boom van lewe, hy wat siele wen is wys. En so gaan dit eenvoudig net aan. So gaan dit eenvoudig net aan. En dit, geliefdes, praat vanoggend met jou. Jy is vanoggend daai regverdige man of daai regverdige vrou, omdat Jesus Christus die prys betaal het, en ek myself vanoggend beklee met daardie geregtigheid. Ek voel nie so nie, ek lyk nie so nie, ek praat dalk nog nie so nie, maar ek trek dit vanoggend aan, want dit is 'n kledingstuk wat die Here vir my gegee het, en soos ek dit aantrek, begin my lewe daar, begin my gesindheid verander, begin ek krag ontvang deur die Gees van die Here wat in my woon, en leef ek dit uit. Maar geregtigheid is so belangrik. En ek gaan binnekort 'n hele ding daaroor doen, maar luister net daarna ten minste. Nommer 5. Hier is lekker. Nommer 5. Beklee jou met Christus se wapens. Kerk van die Here. Ons het hierso gehad, Christus ingestel het, sy karakter, sy krag, sy geregtigheid, en nou kom ons by sy wapens. Beklee jou met Christus se wapens. 2 Korintiërs 10 vers 4, hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Dan Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose magte in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Dis die wapenrusting van Christus, dis sy wapens. En ek moet myself daarmee beklee. Dis beskikbaar, maar ek moet myself daardeur beklee. Nou elkeen van hierdie wapenrustings, waarvan hier gepraat word, elke deel van die wapenrusting, verteenwoordig 'n sekere karaktereienskap. Die woord is die swaard en die gees van die Here en die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die helm van verlossing, die skoene van die evangelie van vrede. Dis alles goed wat ek moet ontdek deur my kennis van Jesus Christus. Onthou die Bybel sê, dis Christus se wapenrusting. En ek moet sy wapenrusting leer ken. Hoekom? Anders trek ek die wapenrusting in en is ek nog steeds weerloos van die vyand. As jy gedagtes kan teruggaan na die verhaal van Dawid en Goliat, het Saul ook vir Dawid gesê, trek my wapenrusting aan. Maar Dawid het nie sy wapenrusting geken nie. So hy kon nie daarmee gaan veg nie. As hy met daardie wapenrusting voor Goliat gekom het, sou Goliat hom vermorsel het. Maar hy gaan met die wapenrusting wat hy geken het. En hy kom voor Goliat en die Here gee hom in sy hand. Jy sien, wanneer ek en jy hier volgens die wapenrusting van Christus ken, kan ons dit aantrek. Kan ons onsself beklee daarmee. En kan ons die vyand daardeur oorwin, sodat ons staande kan bly in hierdie wêreld. So vanoggend het ek en hierdie keuse. Ek wil amper sê, ons staan vanoggend voor die hangkas van Christus. En die Here sê vir ons, hier is 'n klomp kledingstukke. Die wêreld het 'n klomp kledingstukke. Die vyand het 'n klomp kledingstukke. Maar kies hierdie. Beklee jou met my gesindheid. Beklee jou met my karakter. Beklee jou met my krag. Beklee jou vanoggend met my geregtigheid. Beklee jou vanoggend met my wapens. Geliefdes, as ek myself met Christus beklee, het die vyand geen wetlike reg in my lewe nie en kan die vyand my nie aanraak nie. Mits ek geklee is en geklee bly. En net soos ek en jy elke dag moet klere aantrek, so moet ons elke dag ook onsself met Christus beklee. Party mense het 'n ritueel wat hulle die helm opsit ensovoorts. Dis fyn, maar onthou net, ek moet weet wat dit is, wat dit beteken, waarvoor dit staan. Ek moet Christus ken.
Want hierdie bekleding kom deur my kennis van Jesus Christus. Soos ek hom ken en soos ek my verhouding met die Here Jesus Christus vorder, so beklee ek myself met Christus. Mag ons in hierdie tyd, waar ons tussen die opstanding en die hemelvaart is, mag ons tyd spandeer in die woord van die Here, Christus leer ken en onsself met hom beklee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanoggend vir die goddelike klerekas. Dankie Here, net soos ons onsself fisies moet klee, besef ons vanoggend ook ons moet onsself geestelik met Christus beklee. En ek bid vanoggend Here dat U hierdie punte wat ons vanoggend genoem het in ons harte sal vasbind en ons gedagtes sal opbring en ons sal herinner daaraan Here, sodat ons onsself elke dag en elke oomblik met Christus kan beklee in Jesus naam. Amen en amen.